Naand julle, Jaap hier. Ek wil 'n video doen oor 'n comment wat J. Martin gelos het op my vorige video oor 2 Esdra 7. Hy het gevra oor die tydlyn en hoe dit in alles inpas. En ek het toe besef dat hierdie gaan oor die tydperk na die slag van Gog en Magog en tot en met die Wittroon-oordeel. So ek wil dit deurgaan met julle en vir julle wys hoe lank gaan daardie tydperk wees. Ek het nie eers geweet hiervan nie, en ek is bly hy het dit met my gedeel. En dit pas baie mooi in by waar ons is op die tydlyn. En dit is eintlik 'n goeie tyd nou vir dit om uit te kom, laat ons weet hoe lank daardie tydperk gaan wees. Mense dink gewoonlik nie eers daaraan nie, en meeste Christene dink ons is nog voor die 1000 jaar vrederyk, so hulle dink glad nie aan hierdie dinge nie. Maar ons is nou mos in die kort seisoen van misleiding, wat die tweede Exodus moet gebeur en die slag van Gog en Magog. So dit is eintlik goed dat mense nou weet, na die slag van Gog en Magog, hoe lank gaan daar, gaan ons kan bly in Suid-Afrika, of tot en met die Ewenaar, daardie area, hoe lank gaan Israel daar kan wees, en daar in vrede bly, en Jehoshua daar regeer, want hy gaan weer regeer dan, soos met die 1000-jarige vrederyk, lyk my, hy gaan weer daar regeer dan op aarde vir 'n korter tydperk. So kom ons kyk hier na, nou sal ek na 'n paar ander boeke, ander hoofstukke ook verwys, soos 2 Esdra 13 en dan Openbaring 20, want van hierdie goed verwys na verskillende skrifte. For indeed, hierdie sê the temporary messianic kingdom. Hierdie is alles in Engels, mense, dis nou maar so, dis die 2 Esdras, dis die ekstra Bybelse boek, en ek het hom net in Engels. For indeed the time will come when the signs that I have foretold to you will come to pass, that the city that now is not seen shall appear, and the land that now is hidden shall be disclosed. Nou hierdie, the city that now is not seen shall appear, dis praat van die vleiende stad van Jehoshua, wat ook genoem word Berg Sion. En ek het my medalje video vir julle gewys, op al die medaljes daarso het jy die Berg Sion wat in die lug hang, want hy kan ons vlieg. En ons lees dit in 2 Esdra 13 van hierdie Berg Sion. Ek wil hier vir julle wys, hierdie verse. Hier sê dit, and I looked and beheld, he carved out for himself a great mountain and flew upon it. Hier is verwysing na Jehoshua wat Berg Sion vir hom uitgekerf het en daarop vlieg, soos UFO. En hier so kyk vers 33. And when all the nations hear his voice, every man shall leave his own land, and the warfare that they have had against one another. Hy verwys hier maar na die Derde Wêreldoorlog. And an innumerable multitude shall be gathered together, as you saw, desiring to come and to conquer him. Nou, hierdie is maar deels ook maar van die slag van Gog en Magog. Dit gaan 'n aanval wees op die mense op in Suid-Afrika, maar ook op Lucifers gaan dan ook Jehoshua wil aanval op sy vleiende stad. Dis mos nou die finale slag, die finale oorlog. But he will stand on top of Mount Zion. Hierdie is die vleiende Berg Sion wat ek van praat. Dis nie die fisiese Berg Sion daar by die Ewenaar nie. And Zion will come and be made manifest to all people. Sien julle, hier pas dit in by wat ek gelees het in 2 Esdra 7. Dis Berg Sion, die vleiende berg, wat geopenbaar word aan die mense. En as jy op die muntstukke kyk wat ek vir julle gewys het, word hy die hele tyd bedek deur wolke. So hy is weggesteek. Net as Jehoshua wil hê, hy moet openbaar gemaak word, sal hy openbaar gemaak word. Andersins gaan mense hom net nie kan sien nie. Nou dit sê so dat Jehoshua wil hê, daar die mense moet nou by mekaar kom, en kom veg, en dis hoekom hy die Berg Sion wat hy op vlieg, openbaar maak, laat die mense dit kan sien. En hy sê ook hierso, prepared and built, as you saw, the mountain carved without hands, is hierdie berg wat hy uitgesny het, waarop hy vlieg. En hy sê, hy het ook uitgeroep, soos 'n aartsengel weer eens, hy het die uitgeroep, dat die mense moet kom. And as for you seeing him gathering to himself another multitude that was peaceable, these are the 10 tribes which were led away from their own land into captivity in the days of King Hoshea. Nou weer eens, dit verwys weer eens na die tweede Exodus hierso, hierdie Israel nasies wat bymekaar gemaak word, mense, dit wys hierso dat
Die slag van Gog en Magog en die tweede Exodus gaan hand aan hand. Dit gebeur in dieselfde tyd. Hoe gebeur dit in dieselfde tyd? Die derde wêreldoorlog gaan Lucifer, Gog en Magog en sy allies gebruik alliansies om al die wit nasies wêreldwyd aan te val en hulle te oorwin. En van hulle gaan vlug Suid-Afrika toe met die tweede Exodus en dan gaan hy finaal, hulle wil gaan aanval daarso. Julle het mos dit nou al gehoor, ek het dit met julle deurgegaan. En dan gaan Joshua daar teenwoordig wees en hy gaan sy Berg Sion, vleiende Berg Sion openbaar maak aan die nasies en hulle gaan sien, hulle gaan hulle gevegte en wat ook al hulle gedoen het teen ander lande, gaan hulle los en hulle gaan almal bymekaar kom daar aan die onderkant van Afrika. En dit is ook natuurlik waar die Berg Sion gaan hang in die lug en hy gaan openbaar gemaak word, so mense gaan dit kan sien en die hele wêreld gaan daarvan hoor, hulle gaan dink is UFO. Hulle word mos nou al gebreinspoel vir baie lank met baie flieks. En hulle gaan dit wel gaan aanval. En dit is waar ons nou is hierso wat hy van praat. So kom ons gaan nou terug daar na 2 Esdras 7 toe. So dit is wat hierna verwys. And now is not seen shall appear, that the city that now is not seen shall appear. Ek het ons nou net vir julle gewys, dit is daar die Berg Sion wat Joshua openbaar maak, dat die mense dit kan sien, sodat hulle by mekaar kom daarso om te kom veg. En dan sê hy ook, and the land that now is hidden shall be disclosed. Hierdie glo ek is 'n verwysing na die ekstra land, wat ons nie na toe mag gaan nou nie. Dit is hierdie areas en ons mag nie buite die ysmuur beweeg nie, hulle sal jou skiet as jy daar gaan. Hierdie ekstra land, hierdie kant, gaan in die toekoms weer oop wees vir die mensdom om na toe te gaan. In die tyd waarin ons nou leef, mag jy nie daartoe gaan nie. Maar hy sê hierso, in die einde met die slag van Gog en Magog en daarna gaan mense weer na hierdie areas toe kan gaan. Hierdie ekstra gebiede wat ons nou nie na toe kan gaan nie, en meeste van die wêreld meeste van die Christene weet nie eers van dit nie. Want hulle glo mos in 'n spinnende bal, soos die sataniste. And the land that now is hidden shall be disclosed. Everyone who has been delivered from the evils that I have foretold shall see my wonders. En ek glo hierdie, everyone who has delivered from the evils, en dit kan ook verwys na die oorlog wat kom na die verskillende nasies, Israel nasies toe, wêreldwyd. En hulle gaan wonderwerke sien hoe Jahwe hulle beskerm, net soos met die eerste Exodus. Met die tweede Exodus gaan hy ook sy mense beskerm, sy uitverkorenes beskerm, wat sy gebooie onderhou deur geloof in Yahushua. For my son, the Messiah, shall be revealed with those who are with him, and those who remain shall rejoice 400 years. Hier sien ons dat Yahushua gaan weer sy verskyning maak op sy berg, vleiende Berg Sion, saam met sy heiliges, die saints wat saam met hom regeer het vir 1000 jaar, soos Abraham, Moses, Henoch, Daniel en al daardie trawante, David, die disippels en so aan. Hulle gaan dan weer wees daar by ons area en op die vleiende Berg Sion. Dit is eintlik 'n stad bo op dit. En dan sê hy dat and those who remain shall rejoice 400 years. So die wat daar by mekaar gekom het, hulle gaan bly wees om te sien dat Yahushua is weer daar. Hy het hom weer self openbaar gemaak aan die mensdom. En dan gaan Yahushua weer regeer vir 400 jaar. So die tydperk, ons sal nou sien, die tydperk van die slag van Magog en Magog af, tot en met die wit troonoordeel is 400 jaar. Wel, dit is wat hierdie teks sê, as hierdie teks akkuraat is dit nou maar hoe dit gaan wees. Ons sal nou moet sien, as ons ooit daar uitkom, as ons oorleef tot dan toe. En dan kom ons gaan vers 29. After those years, my son, the Messiah shall die, and all who draw human breath. Then the world shall be turned back to primeval silence for 7 days, as it was at the first beginnings, so that no one shall be left. After 7 days, the world that is not yet awake shall be roused, and that which is corruptible shall perish. Dit is nogal amazing hierdie, maar dit is interessant dat hy sê die Messias wat sterf. Ek glo, dit laat my dink aan ek weet nie of julle al gehoor het van die Cathars geloof.
Daar's baie leuns wat ek dink hulle sit oor die Cathar geloof op die internet. Maar dis die geloof glo ek wat uit die 1000 jaar vrederyk gekom het en duisende van hulle is vermoor, doodgemaak deur die paus in die Rooms-Katolieke Kerk, Paus Innocent. Gaan kyk maar op oor dit en hoeveel Cathars hy doodgemaak het. Hulle het basically hulle almal probeer gaan doodmaak. Ek dink hulle het reg gekry om almal dood te maak. Want hulle wou mos nou nie dit moet nog versprei, daardie inligting wat hulle het en die geloof wat hulle het, wat hulle ontvang het van Yahushua af. So hulle het hulle uitgewis, basically. En ja, dat daar's 'n storie aangaande die Cathars wat hulle sê Yahushua het in Frankryk gebly saam met Maria vir soos 'n gewone mens. Maar ek weet nie of hy vir heerlike liggaam het gehad het nie, maar dit klink of hy maar net soos 'n gewone mens daar gebly het in Frankryk. Hy het 'n plek daar gehad waar hy en Maria gebly het. Nou dis hoe die storie lei. Dis nie, ek weet nie of dit so is nie, dis maar wat hulle gesê het, daardie mense van daardie tyd. So dit was weer eens pas mooi in by die 1000-jarige vrederyk wat ek nou van praat, wat Yahushua regeer het op die aarde, en natuurlik kon hy daar gebly het, enige plek op die aarde. Hy het natuurlik gebly op sy vleiende stad baie keer wat hy plekke gaan besoek het, maar hy kon ook op die aarde gebly het op spesifieke areas waar hy wil gaan bly. Soos in Frankryk of waar ook al. Nou maar dis hoe die storie lei daarso. En toe het ek daaraan gedink toe Jesus sê van die Messias wat sterf, dat hy weer in die vlees sal wees en dan sterf saam met almal, maar wat hierdie na verwys is maar dat die lewe van almal se lewens sal eindig dan, want die hele aarde gaan verwoes word en verwyder word. Hierdie aarde waarop ons nou is, gaan heeltemal verwoes en verwyder word. Hy gaan nie vernuwe word nie. Hy gaan nie net skoon gemaak word nie. Hy gaan heeltemal verwyder word. Which is corruptible shall perish. Dis wat hy hierso sê. En hierso sê hy, after 7 days, the world that is not yet awake shall be roused. Hierdie is die nuwe hemel en aarde wat hy hierna verwys. En hier nog lees ons dat dit is 'n groter aarde as die een wat ons nou het. En dat die een wat daar was, wat corruptible was, hy sal perish, hy sal verwyder word. In die Openbaring 20, as ek nou daarna verwys, sal julle ook daar sou sien, dat het praat ook daarvan, daar was die plek te vind vir hierdie ou aarde wat ons het nie, want hy gaan ons nou vernietig word, heeltemal. En alle lewe op dit gaan doodgaan. En want dit is mos nou die wet troonoordeel. Die siele van almal moet nou geoordeel word. As jy nog in jou liggaam is, hoe gaan jou siel geoordeel word? So alle lewe eindig. En na hierdie 400 jaar gaan almal wat gelewe het, gaan dan dood wees. Daar gaan niks meer lewe, soos hy sê hierso, primeval silence for 7 days. Daar gaan niks meer lewe wees, soos met die begin in Genesis 1 waar daar niks lewe was nie, en Jahwe toe begin goeders maak. Weereens gaan dit so eindig. En die einde gaan dit dieselfde wees, na hierdie 400 jaar. En dan, wat gebeur dan? The earth shall give up those who are asleep in it, and the dust those who rest there in silence, and the chambers shall give up the souls that have been committed to them. The Most High shall be revealed on the seat of judgment, and compassion shall pass away, and patience shall be withdrawn, only judgment shall remain. So ja, dan staan die tydperk van genade oor. Ek het mos vir julle gesê, Jahwe is baie genadig vir ons wat nou leef, is ons mense wat tweede kans kry, soos ons sien in 1 Petrus 3, en in Openbaring 20 praat hy van die wat geleef het voor die 1000-jarige vrederyk sal weer leef na die tyd. Hoekom? Want in 1 Petrus 3 gaan lees ons dat Yahushua het gaan preek vir die ongelowige siele in die doderyk, en hy het vir hulle gaan sê dat hulle gaan weer 'n kans kry na die 1000-jarige vrederyk. Dis ons wat nou leef. En dit verwys daarna die wat gesterf het in die dae van Noag byvoorbeeld. Want daar het nog net 8 siele wat deur die water gered is. Nou, dis wat gaan aan, dis wat gaan gebeur. The Most High shall be revealed on the seat of judgment. Dis mos nou die wit troonoordeel. So, dis hoekom daar niemand meer lewendig is nie, almal is nou dood, al hierdie siele word nou geoordeel. Goed, die wat goed was en die wat sleg was. En hier wil ek nou verwys, hier wat hy praat van, and the earth shall give up those who are asleep in it, and the dust those who rest there in silence. En ons het dit mos gelees hierso in Openbaring 20,
Then I saw a great white throne, and him who sat on it, who was from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Hierdie earth en heavens is dis die aarde en die koepels oor die aarde, né? Want hierdie is mos 'n terrarium. Nou ons is onder die water. Ons is onder die water, mense. Dis 'n terrarium waarin ons bly. So die aarde en die koepels vlug weg, jy kan seker maar so sê. Wat dit maar beteken is maar net dit word vernietig. And there is found no place for them. Dit beteken dit word vernietig. Hierdie ou hemel en aarde waarop ons nou is, word vernietig. And I saw the dead, small and great, standing before Yahweh, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life, of book of eternal life. En as jy in hierdie boek geskryf wil wees, mense, as jy in Openbaring lees, kom jy agter dat jy moet die gebooie onderhou, as jy wil hê jou naam moet in hierdie boek wees. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and the death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Weer eens sien ons mense, dit klink dieselfde as wat ons nou gelees het in 2 Esdras 7, dat die see gee die dooies op, die danes, en die doderyk gee die dooies op, en so aan, net soos wat ons gelees het nou net. Hier so in 2 Esdras 7. You say back, the earth shall give up those who are asleep in it, and the dust those who rest there in silence. Dis maar dieselfde idee. Die siele van almal gaan nou voor die wit troon oordeels te staan kom, en hulle gaan nou geoordeel word vir wat hulle gedoen het in die vlees, hulle werke, of hulle die gebooie onderhou het of nie. En hy gaan nou nog bewyse daarvoor gee later in hierdie hoofstuk. 'n Paar keer noem hy dit van die gebooie, hoe belangrik dit is. Vir julle wat dink Paulus sê julle hoef nie die gebooie te onderhou nie. Paulus se woorde gaan julle nie oordeel eendag nie. Is Johannes 12 vers 40 wat sê dat Joshua se woorde, die Messias se woorde gaan julle oordeel eendag. Hy het gesê julle moet die gebooie onderhou om gered te word. Kom ons gaan hierso af. Dan sê hy hierso, the pit of torment shall appear, and opposite it shall be the place of rest. And the furnace of Gehenna shall be disclosed, and opposite it the paradise of delight. Ek dink hierdie is ook maar soos 'n holding place vir met die nuwe hemel en aarde, dan gaan die mense daaraan geplaas word, die siele wat dit gemaak het met die wit troon oordeel wat reg geleef het. Want hulle word mos in hulle werke geoordeel. En dan gaan hulle geplaas word op die nuwe hemel en aarde. En dan die ander mense gaan dan in die poel van vuur gegooi word. Die doderyk en alles word dan in die poel van vuur gegooi. En dan wil ek hier weer eens vir julle wys hierso van hoe belangrik is die gebooie. So also will be the judgment that I have promised, for I will rejoice over the few who shall be saved. Jehovah sê net 'n paar mense, baie min mense gaan gered word. En ja, hoeveel miljoene Christene is daar wêreldwyd? So hoe kan 'n mens dink Christendom is akkuraat of het al die waarheid as die Bybel? En hier sê ook net baie min mense gaan dit maak. Joshua self sê ook die pad is nou wat na die lewe lei. Dis nie breed nie, dis baie nou. For I will rejoice over the few who shall be saved, because it is they who have made my glory to prevail now, and through them my name has now been honored. I will not grieve over the great number of those who perish, for it is they who are now like a mist and are similar to a flame and a smoke. They are set on fire and burn hotly and are extinguished. Ek weet nie of hierdie klink of die siele nie vir ewig gaan brand nie, maar dis maar wat daar staan. Kom ons kyk hierso, for this reason therefore, those who live on earth shall be tormented, because though they had understanding, they committed iniquity. Hulle het lawlessness, hulle het wetteloos geleef. Al het hulle geweet dat hulle eintlik die gebooie moet onderhou. Though they received the commandments, they did not keep them. And though they obtained the law, they dealt unfaithfully with what they received. What then will they have to say in the judgment? Or how will they answer in the last times?
Hier vra Jehovah nou vir julle. Hoe gaan julle hom antwoord met daai wittroonoordeel? Wat gaan julle vir hom te sê? As hy vir julle vra, hoekom het julle nie my gebooie onderhou nie? Wat gaan julle vir hom sê? Wat se verskoning gaan julle uitdink? Gaan julle Paulus quoteer? Jy gaan nog steeds dan hel toe gaan, want jy word nie geoordeel volgens Paulus se woorde nie. Jehoshua se woorde oordeel jou. En hy het gesê, jy moet die gebooie onderhou. Want dan gaan Jehovah net vir jou sê, maar wat het my seun vir julle gesê, wat moet julle doen? Dan gaan die mense, en a. Hierso vers 79. If it is one of those who have shown scorn and have not kept the way of the Most High, who have despised his law, and hated those who fear Yahuwah. Ja, mense, selfs baie Christene, hou nie van die mense wat die gebooie onderhou nie. Hulle is kwaad vir hulle, en hulle spot hulle, en hulle maak jokes oor hulle dink is baie snaaks. En dit is nogal so, dat hulle haat eintlik maar die mense wat Yahuwah gehoorsaam is. En hulle dink mos, hulle dwaal. Such spirits shall not enter into the habitation, but shall immediately wander about in torments, always grieving and sad in 7 ways. So hier sou weer eens verwys hy na die gebooie, hoe belangrik dit is, dat mens dit moet onderhou. Ek dink dit was dit wat ek hier wou gewys het. Ja, dit is. Baie lang hoofstuk hierdie, baie verse. Ons sien hier so ook, dat die gebooie is baie belangrik vir die wittroonoordeel, dat jy moet die gebooie onderhou, mense. Jy het nie 'n verskoning nie, jy kan nie Paulus quoteer en sê, hy het gesê, ek moet maar net met my mond Jesus aanneem, en in my hartjie glo dat ek nou gered is. Dis nie wat Jehoshua die mense geleer het nie. So as jy met daai uitgangspunt deur die lewe gaan, dan gaan jy dit nie maak nie, sorry, jy gaan nie. Want jy leef nie volgens wat Jehoshua gesê het nie. Toe die ou hom vra, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê Jehoshua, jy moet Jehovah se gebooie onderhou. Matteus 19:17. En dan sê Matteus 13:41-42 ook, jy moet die gebooie onderhou. En in Matteus 7:21-23, die mense sê, Meester, het ons nie in u naam alle wonders gedoen en mense genees en allerhande goed gedoen nie? Dan sê Jehoshua vir hulle, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wat wetteloos geleef het. Mense, kry julle nie, verstaan julle nie wat Jehoshua sê nie? Hoekom kan dit nie in die mense se koppe ingaan nie? Want hulle gaan luister vir die leuns elke Sondag. Dis hoekom dit so moeilik is om die waarheid te glo. Dis hoekom toe ek die kerk verlaat het, toe begin ek baie openbarings ontvang. Maar terwyl ek in daai kerkbankies gesit het elke week, het ek niks ontvang nie, mense. Ek het nie een openbaring van jou ontvang nie. Nie een nie. Niks. Zults. Nada. Die dag toe ek uit die kerk uitstap, en ek gaan nie weer meer na die Christen kerke toe nie, toe kom die openbarings soos 'n vloed, letterlik soos 'n vloed, kom die openbarings. Left, right en center. Verskriklik baie openbarings. En ek het dit eers ontvang toe ek die kerk verlaat het. Maar in elk geval. So dit is waaroor hierdie gaan, the temporary messianic kingdom. So dit lyk my, dat na hierdie slag van Gog en Magog wat binnekort gaan gebeur, ek dink is soos ek sê, ons binne die volgende 50 jaar, ons kan ons nou sien wat in die wêreld aangaan. Ons kan ons nou sien, Rusland is al reeds klaar besig om mense aan te val. Nou Rusland saam met sy alliansies gaan almal aanval. Hulle gaan al die wit nasies aanval. Hulle gaan nie hierdie ander nasies aanval nie. Hulle gaan hulle heeltemal uitlos. Hulle gaan nie Afrika gaan aanval nie. Hulle gaan nie Suid-Amerika gaan aanval nie. Hulle gaan Australië, Nieu-Seeland, Europa, UK, Engeland, Kanada, Noord-Amerika. Dis die mense wat hulle gaan aanval. Want dis die wit mense. Dis Israel. Ja, dis soos Israel wat hulle gaan aanval. En ons gaan mos nou maar naby uitwerk, hoe lank tyd is daar nog oor? Want hierdie het al klaar begin, die wiel is al klaar in die rol. So tydens die oorlog wat versprei, deur oor Europa, Engeland, Australië, Nieu-Seeland en Amerika, Kanada, in daardie tydperk gaan daar van daardie mense 'n remnant, maar die Engelse woord gebruik. Partykeer sukkel ek om te onthou wat se Afrikaanse woorde. Want ek sit so lank hier in Engeland. Gaan 'n remnant van die mense
bymekaar kom in Suid-Afrika, net soos Nicolaas van Rensburg gesien het. En maar wat soos die Bybel ook sê. Hier sê dit in 2 Esdras 13 mos, dat daar van die 10 stamme van Israel wat bymekaar gaan kom, Joshua gaan hulle weer bymekaar maak op een plek, en ons het mos nou gesien, dit is Suid-Afrika. Die Bybel sê dit ook. Ek bewys vir julle in my video's waar dit gaan gebeur, waar gaan hulle bymekaar kom. Dat die skepe van Tarsus gaan Israel uitverkorenes bring na Suid-Afrika toe. En Tarsus is in Mosambiek. So, en Esegiel 38:13 sê ook vir ons Saba, Dedan en Tarsus. En al drie daardie plekke is in Suid-Afrika, Mosambiek, Zimbabwe, Tanzanië, daardie areas, dis wat dit is. En so ons weet waar gaan hulle bymekaar kom. En dis waar hierdie finale oorlog gaan afspeel. En soos ek sê, dit gaan afspeel binne die volgende 50 jaar. So, wanneer dit voltooi is, daardie oorlog, wanneer die slag van Gog en Magog afgespeel het, waar hulle nou die uitverkorenes wat bymekaar gekom het in Suid-Afrika wil aanval, dis dan die eind van die prent, mense, dan maak Joshua weer sy verskyning, sy derde koms, dis sy derde koms, nie sy tweede koms nie, sy tweede koms het gebeur rondom 70 na Christus, soos die historikuste sê, soos die Bybel sê, sy derde koms, dan maak hy sy verskyning op sy vleiende stad, die mense sien dit, wêreldwyd, Rusland en sy alliansie sê, kom ons gaan omsingel daardie kamp van die gelowiges daaronder, Lucifer en die mense dan gaan, hulle gaan Joshua probeer aanval natuurlik, die Lucifer en sy wat ook al hy voorberei daarvoor, en dan ook maar Rusland en sy alliansies gaan die mense probeer aanval in die onderdeel van Afrika, maar Joshua gaan 'n stop sit aan dit alles, en hy gaan hulle verbrand met vuur. Dis wat dan gaan gebeur, en dan is dit hierdie 400 jaar wat hy hiervan gepraat het in 2 Esdras 7. Dan gaan daar 'n tydperk wees, soos lyk my 400 jaar van vrede, wat die mense daar gaan bly, ons waar by mekaar kom en teruggevat het op by die ewenaar, ons gaan daar bly, en die mense gaan kinders hê, en ek weet nie hoe lank gaan die mense dan leef, of hulle nou langer gaan leef of nie, ek weet nie. Of van die mense nog verheerlikte liggame gaan kry of nie, ek weet nie. Maar ten minste ons weet nou naaste by hoe lank daardie tydperk gaan wees. Dis wonderlik om te weet. En ek het ook nie geweet van hierdie, of die mense gaan lewe of doodgaan of so met voor die wit troon oordeel nie, maar hierso sê dit duidelik dat almal gaan doodgaan. Almal. Daar gaan nie een siel nog lewe op aarde voor die wit troon oordeel nie. Na hierdie 400 jaar gaan almal dan dood wees, of doodgemaak word, of ek weet nie hoe gaan dit gebeur nie, maar almal gaan dood wees, want dan is dit die wit troon oordeel van al die siele. En ja, hierdie aarde is soos 'n baarmoeder, dit is 'n klomp mense gebaar, waarin siele geplaas is, sodat hulle 'n keuse kan maak, en dan as dit nou voltooid is, dan word dit weggedoen met hierdie aarde, hierdie baarmoeder word dan mee weggedoen, want die aarde dan moet sy purpose vervul. So, dan is dit in die oordeel van hierdie siele vir wat hulle keuses was in hierdie lewe, of hulle die gebooie van Jahwe onderhou het of nie, deur geloof in Joshua. Dit is waaroor dit gaan, mense, nie aan die van die dag, dit is waaroor dit gaan. Jy moet Jahwe se gebooie gehoorsaam deur geloof in Joshua, maar dit wys dat jy glo. As jy glo Joshua het gesterf vir jou wetteloosheid, dan sal jou werke dit wys, en jou werke moet dan wees dat jy gehoorsaam is aan die gebooie. Want jy glo mos Joshua het gesterf vir jou wetteloosheid. As jy dan aanhou wetteloos leef, wys jy mos dat jy nie glo Joshua het vir jou gesterf nie. Jou werke moet wys wat jy glo. En jy moet mos in Joshua se voetspore volg, en hy het die gebooie onderhou. 1 Johannes 3 vers 5 sê, hy het dit perfek onderhou. Maar in elk geval, dit is die boodskap, en ek hoop julle het dit geniet, en het is baie insiggewend vir my gewees. Ek hoop julle het ook al iets daar uitgekry. En ja, dit is nogal nice om dit ook nou te weet. 'n Groete vir julle. Totsiens.